Goeiemorgen, dit is donderdagochtend 23 Julie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En dan begin ek vanoggend en ek wil vir julle hierdie foto wys. 'n Selfoontoring wat aan jou en my baie bekend is in Suid-Afrika. Party van hulle word selfs ergens weggesteek, gekamoufleer in die vorm van 'n palmboom. Baie kunstig gedoen, maar die selfoontoring is daar om kommunikasie te verseker. Dan kyk ons na hierdie selfoontoring ook, 'n MTN selfoontoring. En dan wonder 'n mens, die MTN selfoonkonneksie met Cyril Ramaphosa en die weiering van Elon Musk se Starlink in Suid-Afrika, SpaceX. Dan kyk ons 'n bietjie daarna Elon Musk, SpaceX. Die feit dat Elon Musk nou nog op hierdie stadium $17 biljoen se Starlink satelliete opgeskiet het en uitgeplaas het wat die aarde sirkel. En dit bring 'n mens tot die vraag of selfoontorings en verbindings soos ons dit geken het obsolet geraak het. Gaan satellietkommunikasie absoluut die huidige selfoonnetwerke en so meer vervang? Elon Musk reken dat binne 2 jaar van nou af sal alle selfone wat uitkom direk met die satelliete kan praat. En dan is selfoontorings en so meer obsolet. Maar ons weet dat selfoonmaatskappye, netwerke gaan nie sommer net tou opgooi nie. Hulle gaan veg vir hulle oorlewing. Maar as ons kyk, vanaf die eerste telefone, telegrawe destyds uitgekom het, was dit altyd 'n draad langs pale en toe 'n sein ook vanaf 'n toring tot 'n toring. En nou beweeg ons die era binne waar kommunikasie direk deur die ruimte plaasvind en nie meer deur die aarde nie, of deur torings en drade en telefoonlyne, soos wat meeste van ons dit onthou nie. Ons sien dan ook dat SpaceX beloof dat daar dekking op enige plek in die wêreld sal wees vir sogenaamde Starlink of Tesla foon wat dan direk met hierdie satelliete sal verbind. As ons na selfoontorings kyk en ons kyk na die kwesbaarheid daarvan ten opsigte van kragonderbrekings, ons weet dat die meeste selfoontorings nie langer as 3 ure op die lug kan bly nie, dan is hulle af as daar nie krag is nie. Baie selfoontorings wat met sonligpanele werk en deur batterye gevoed word, is onmiddellik dood. Ander gaan vinnig of net 'n bietjie stadiger dood. En alles hang af van of die batterye daar is dit dalk gesteel, is dit weg, of is die batterye oud? Wat gaan aan? Die diefstal wat ons ondervind, wat hoogtydvuur in Suid-Afrika, wat sonpanele steel, wat batterye steel, maak die hele selfoonnetwerk soos ons dit ken in 'n land soos Suid-Afrika baie bitter kwesbaar. So om met 'n satelliet direk in die ruimte te praat wat deur sonlig gedryf word, waar geen paneel gesteel kan word nie, althans nog nie nou nie, waar dit nie gesteel kan word nie, lyk dus vir ons of dit op die lang duur 'n baie
vinnige en goeie oplossing gaan wees vir die probleme wat ons tans met selfoontorings ondervind. Die afgelope vakansie terwyl ons deur Mosambiek getoer het ons elke dag daar waar ons stilhou, het ons die Starlink opgestel en het almal in die kamp onmiddellik 5-5 kommunikasie gehad met enige van hulle geliefdes of kontakte, werke, maak nie saak waar in die wêreld dit was nie. So dit wil onmiddellik die idee skep dat hun stelsel so Starlink, en ons weet die Russe werk ook aan 'n stelsel, en China werk aan 'n stelsel, en ons kan verwag dat Indië en sulke plekke ook aan hulle eie stelsels gaan werk, sodat hulle 'n teenvoeter kan vind vir Elon Musk se tans oorheersing met Starlink. Maar in 'n geval van 'n oorlog, wat word dan van Starlink? Gaan satelliete werk in 'n oorlogssituasie, veral waar die oorlog uitgekring het tot die punt waar dit die grondinstallasies vernietig het. Met ander woorde, noem dit maar die aardse basisse, daarvan af waar die satelliete vanaf beheer word, al word hulle deur AI beheer, reken hulle dat so 'n satelliet van Starlink vir enigiets van 1 tot 4 weke nog sal werk. En dan gaan hy van koers afdwaal. En as hy van koers afdwaal, raak dit onbetroubaar en is daar nou niks of geen basisstelsel as gevolg van 'n oorlogssituasie wat hierdie satelliet weer op die regte koers te plaas nie. So op die ou einde van die dag gaan die satellietopsie vir 'n kort tydperk nog werk, maar daarna gaan dit verdwyn. Ons moet ook nie vergeet van die EMP elektromagnetiese aanvalle wat mag plaasvind op satellietstelsels nie, want elke besiel, elke vliegtuig deesdae maak gebruik van GPS en deur dit hierdie satelliete te vernietig met elektriese magnetiese uitstralings, kan dit dan ook beteken dat daar op die ou einde van die dag in 'n oorlogssituasie, veral een wat wêreldwyd strek, dan geen satelliete gaan oorbly nie. En ek het Grok bietjie genader en gevra, maar wat is dan die alternatief wanneer so 'n EMP aanval plaasvind of wanneer die grondinstallasies vernietig is en daar is nie meer 'n AI aan beheer om hierdie satelliete terug en op koers te hou nie? Wat is die alternatief? En baie interessant, het Grok sonder om te skroom teruggegaan en gesê, die alternatief is om terug te keer na radiokommunikasie. HF radio's vir langafstand en dan VHF en UHF vir direkte sigafstand. Dis my baie interessant dat wanneer hierdie tegnologie wat die heeltyd verbeter, van die telegraaf daar af toe morsekode gebruik is om 'n sein te stuur, telefoonlyne, die eerste onderseese kabels wat die Europa met Afrika, Suid-Afrika verbind het, plaastelefone, outomatiese telefone tot die selfoontorings uiteindelik daar gekom het, dan nou binne 2 jaar van nou af werk alles deur satellietfone direk in die buitenste ruimte. If all else fail, as hierdie dinge tot 'n val kom en ons weet dat nuwe tegnologie vervang die ou tegnologie. Die ou tegnologie word nie in stand gehou vir 'n noodsituasie nie of as 'n alternatief nie. En ons kan aanvaar dat selfoontorings obsolet sal wees.
net soos wat telefoonlyne deesdae in 'n groot mate obsolet is. Maar die totale vernietiging van selfs die beheerstasies sal daartoe lei, of 'n EMP-aanval sal daartoe lei, dat selfs die moderne tegnologie, Starlink en so meer, ook nie meer gaan werk nie. En dan is dit terug tot radio's. HF radio's en dan VHF en UHF radio's vir direkte kommunikasie. En mense hoor so dikwels dat hulle praat van push to talk, maar jy moet 'n selfoonkaart in hê. Jy hoor van Jello, maar jy moet 'n selfoonkaart hê. Jy moet nog steeds verbinding hê om dit te kan gebruik. Maar wanneer al hierdie goed tot 'n stilstand kom, is daar net een kommunikasiemiddel wat sal voortgaan om te opereer, en dit bly die ou hoëfrekwensie radio's vir lang afstande en dan jou baie hoë frekwensies en die ultra hoë frekwensies vir korter afstande, korter direkte lynafsig afstande, en dit is op die ou einde van die dag die enigste wat gaan funksioneer. So wanneer ons dan praat van voorbereiding vir 'n noodsituasie wat mag ontstaan, was dit nog altyd die idee om te kyk na jou hoëfrekwensie radio's om oor lang afstand kontak te hou. Maar selfs hoëfrekwensie radio's vandag is gemodernifiseer. Jy vind radio's wat nie meer die hoë uitsette het nie, wat absoluut digitaal kan kommunikeer met mekaar, maar tog is dit belangrik om uit te vind en werklik seker te maak oor die dikte van jou kabel, die uitsendingsvermoë wat jy het, en op die ou en van die dag 'n radio enigiets tussen 50 na 100 watt uitsending, selfs hoër as 100 watt, met dikker kabels, dikker antennes, jou dipole, al daardie goed, dat 'n mens jouself mag daarmee vergewis, want dit gaan dalk eendag vorentoe ons enigste vorm van kommunikasie wees. If all else fails, go back to basics. En radioverbinding is back to basics. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend selfde tyd weer terug by julle. Mooi loop en mag julle elkeen 'n baie aangename dag